The SA Music Show on Jacaranda FM. Gepraat van Forever Young. Ekskuus dat ek jou nou so moet begin, but jy was nie vinnig genoeg op 13 jaar oud nie, and then you got arrested. At 16 years old, you I come in hot. Okay. At 16 years old, you wanted to become a doctor. At 17-year-old, you already stayed on your own. And at 18-year-old, unfortunately, something tragic happened, where unfortunately you lost one of your best friend, Von. In the Jacaranda FM building today is the one and only man. This guy, like I said, I look up to him in so many ways. Joe Black, welkom. Dankie dude, maar na daai intro weet ek nie waar kry jy al jou info nie. Heerlik. Kykie, ek moet vir jou sê, ek is hierso om nie jou tyd te mors nie. Gewoonlik koop jy ouens eers koffie of wat ook al. Om al die info te ken. Joe, man, please talk us through this. I want to actually get to first the 16-year-old Joe who wanted to be a doctor. Ek is so bly jy het 'n dokter geword nie, because we wouldn't be having this amazing music from you. Why a doctor? Yes, ek weet nie, van kleins af. Dit het my gefascineer. Ek weet nie of dit is daai ek wou mense help nie, want op 16 gaan ek nie sê wat so dokter ek wou word nie. Okay. Stel dit net so, ek sou net met vrouens gewerk het. En I love it. ek het goed gedoen, my punte was goed. En ek het so passie gehad tot ons huisdokter het geweet ek wil graag medies gaan swat. Uit vir my as ons dokter toe gaan, kry ek handskoene, naalde, skalpels. Oh, wow. Al daai goeders. Maar obviously ek het ander goed langs die pad ontmoet soos op 13 het ek geleer drink en ja, toe word dit net nie meer prioriteite nie. Ek sien. But now you're a doctor of our hearts and our souls, man, because the music that you give out. Ons gaan nou oor haar naam is Afrikaans ook chat. I definitely want to know the story behind that song as well. But chat to me about Be That Guy. I love the concept, and I'm so happy that you did it, because one thing that you say about this is it's not even for the kids, it's actually for you. Ja. It's for Joe, and then it turned out to actually be for the kids. Take us through that. So, daai wat jy nou die hele intro, op 13 is ek per ongeluk gearresteer. Verdronk op straat. En dis omdat ek per ongeluk gearresteer, want ek het per ongeluk te stadig gehardloop, tipe ding. Ja, hulle sê jy hardloop net zigzag as die polisie op jou skiet. En ek het op 'n jong ouderdom, en weer eens, ek sê hierdie nou nie om trots te wees of iets, maar ek het vandat ek 13 is, het ek met dwelms en drank deurmekaar geraak en al daai goeters. So Be That Guy se hart was om be the person you needed when you were younger. Want ek is seker as haar ou in my lewe was toe ek 13 was, met my ore gegryp het, my gat aan die brand geslat het. En vir my, jy weet, ek dink dit was meer words of affirmation om vir my half daai tyd te vat en sê, dude, as jy net geweet het wat se potensiaal het. If you could only see 10 years from now, ek beloof jy se ander besluit te maak. So, jy weet, en ek dink daai mentorskap en daai tipe goed was nie daar nie. So toe ek en my broer broken adults word, en ons kom agter soos, man, ons lewe nie, ons react tot wat die lewe vir ons gooi. As jy moet rof wees, is jy rof, en as jy moet nice wees, is jy nice, maar daar's 'n core character binne in ons almal, wat ons almal hinker na om te wees. Jy wil vriendelik wees, maar daar's soveel geleenthede wat dit toets, dat jy lyk soos 'n poepel. Verstaan jy? En ons wil almal mense kan help, maar partykeer raak ons selfsugtig, en al daai goed, so die core essence van wat ons wil wees, be that guy. En ek dink dit is wat ons nou probeer, om net terug te gaan skole toe, en met manne aande, en even damesoggende, om vir hulle te gaan verduidelik, hoe maklik is dit om that guy vir iemand anders te wees. Come on, man. I absolutely love that. And it leads me to the next right. We had a bit of a chat about it off air, where what you do, there's a key element to it, and dit is die besigheidskant van dit. Natuurlik, ons is hier om te entertain, ek is hier om radio te doen, ek MC en ek DJ, and there's a business side to what you do as well. Tell us a little bit more about that, and there's something that you shared with me, I don't know if you can share it, about something that you went back to now. Ja, so eerstens, entertainment, ek het gedink, dit is een van die lekkerste werke wat ek in my lewe al ooit gehad het. Mense sien uit om jou te sien. Ja. Jy kry applaus, al sing jy vals, né? Daar is nie eers dokters wat lewens red wat applause kry nie, maar jy sing 'n simpel liedjie en jy kry dit. Maar daar is 'n besigheidssens, dit is so ek my inkomste maak, dis hoe ek na my familie kyk. Presies dit.
Maar een ding van die musiekbedryf of van enige entertainment, as jy nie relevant is nie, is jou inkomstestroom ook nie relevant nie. En jy kan gaan van 1 show in 'n maand na 10 shows in 'n maand en daai is 'n R10,000 verskil op jou salaris of wat ek al. So ek het besluit om terug te gaan besigheid toe. Ek het werk gevat by 'n maatskappy. So silently werk ek op die kant en ek het weer besigheid begin. en ek moet sê, ek dink terwyl ek semi-relevant is, het ek baie guns in daai sin. Dat jy weet, Joe Engelbreg jare terug kon nie 'n meeting gekry het met Jacaranda nie. Joe Black stap by die voordeur en die sekuriteit groet my. Verstaan jy, dis daai. En ek dink die guns wat ons onder mense het, moet ons gebruik, nie net vir onsself nie, maar om geleenthede te skep, ek dink vir almal om ons. Yes, Joe. Like, kan jy nie net hier bly vir die res van die dag nie, asseblief? Ek weet jy moet nou terug gaan na jou familie toe, maar you've got so much truth to tell that I'm so because I think you're also speaking to that artist, die kunstenaar wat voltyds wil musiek doen. I don't think we can really do that. Kyk, ek dink daar's 'n paar wat kan, but I wouldn't want to. Idle time in my hands, ek vang net bolie aan. So, ja, man, en dit is ook moeilik. Uit die 10,000 musikante wat elke jaar op is daar dalk een wat die geleentheid en die voorreg het om groot te gaan en suksesvol te wees, jy weet. En ek dink ek kan op 2 hande tel hoeveel mense daar buite of musikante daar buite is wat actually net dit kan doen. En hulle gaan relevance hê vir die volgende 30 jaar. Maar dan is daar ook ouens wat hierdie maand gehet kat, volgende maand gehet nie maak. En as jy nie nou 'n hit song uitbring nie, dan gaan jy ook sien hoe die shows minder raak en dit. En ons almal raak dependent op ons inkomste. So ek sê vir meeste mense, as jy 'n musikant wil wees, kry vir jou regte werk en gaan gallivant as 'n muso op Vrydag en Saterdag aande. Jy het nou iets gemention van hits. How do you get it right? How do you bring out hit after hit after hit? Wow, dankie. Ek bly jy dink so. Nee. Yeah, for real. I mean, obviously mense hoor die een sang wat ek uitsit wat ek dink is goed genoeg. Hulle hoor nie die 10 ander wat ek geskryf het wat horrible is nie. En ek glo my sukses is nie enigiets met my te doen nie. Come on. As jy vat 'n liedjie so Skepe, daai ding is so flawed, man. Weet jy, so die vocal wat jy op die album hoor, dit was my eerste take, dit was toe ek die demo gaan sing het. Nie die liedjie geken het eers, ons het hom nou net geskryf in studio en ek het hom studio toe gevat. En so jy gaan hoor, daar's foute in die woorde. 'n Skip word nie in 'n hawe gebou nie. Hy word in 'n droë dok gebou. En ek sing die tyding moet draai. Dis tyding is nuus, is nuus. Gety is die tyd. Op 'n stadium ek het nie woorde gegee nie, toe sing ek juis in beheer van jou bestemming. Nee, dis hy's in beheer van jou bestemming. So daar's soveel, hy's flawed en hy 3 chords, dis die maklikste sang. Maar vir een of ander rede het mense aanklank gevind en daai sang is wat my op die map gesit het. So daarin, dis hoe ek sê, ek het nie 'n hand in daai nie. Dis guns, dis genade op wat ook al jy dit wil noem. Om nou musiek te skryf. As ek 'n song kan predict as 'n hit, het ek net iets geskryf. Dis die publiek wat sê dis hit. As hulle hom stream en hulle luister hom en jy gaan na nommer 1 toe op die charts, dis die mense wat dit doen. Sien jy nie? Joe Black with us in the Jacaranda FM building. Ons sit nog so tydjie saam met hom and there's still a lot that I have to ask him. You'll have to come back just more and more and more. The SA Music Show with Tabiso Kambule on Jacaranda FM. Varing van die lekker boodskappe wat inkom op 0848500942. Steve Adrian Voljoen wat sê Joe, jou eister. Thank you so much for making Jacaranda FM your station of choice. Now, we've been talking all things music. We had a bit of a chat about Be That Guy with Joe Black. And I want to chat to him a bit about his music side as well. Haar naam is Afrikaans. Joe, vertel ons 'n bietjie meer van hierdie song. I'd definitely love to know the birth of the song. So ja, daar is bietjie buite my comfort zone. Ek weet hoe om te skryf oor my vrou en oor vriendskap en bietjie inspirasie. Om oor 'n taal te gaan skryf was bietjie taaf. So toe ek gaan sit met iemand wat digkuns verstaan, Francis Grobler. Yes. En die konsep was om eer en 'n ode aan Afrikaans te gee. Maar ek sê vir mense is meer 'n dankie sê. Ek verdien my inkomste in Afrikaans. Ek's grootgemaak in Afrikaans. Ons praat, jy weet, ek doen besigheid in Afrikaans of ek het die voorreg om in 'n taal te praat
wat my na in die hart lê. Ek meen dis al wat ek ken. Ek het later Engels geleer en 'n bietjie Sotho geleer wat ek om die hart is Afrikaans en toe skryf ons 'n song, haar naam is Afrikaans. Het jy altyd Afrikaans gesing? Nog nooit nie. Raar. Van 2016. So tegnies die eerste Afrikaanse liedjie wat ek geskryf het is Vrede vind. 'n Song wat ek vir my oupa geskryf het. Wow. Skepe was die 13de liedjie wat ek geskryf het. You know what? There's a beautiful story that you actually told us now off air about Skepe, and I wanna basically just tie this together, right? From where you come from with Skepe to where you are now. Is daar baie groot verskil? Ja, ek dink daai eerste jaar was mal. Ek het nie eens ingeneem nie. Ek het 304 shows in 9 maande gespeel. Ek ja, dis ook so skeef sit. Ek het in 'n bus geslaap vir 'n jaar lank. En ek dink 'n fout wat baie musikante maak is die mense het daai Skepe album geniet. Ek meen dit was een van die topverkopende albums van ek weet nie hoeveel jaar nie. En, maar dan dink jy, okay, hulle like wat ek doen. So nou kan ek gee wat ek wil. Jy weet dit, en dan begin mense verander en hulle dink it's all about me. Maar nou het ek begin teruggaan, nou ek besef mense soek 'n liedjie wat bietjie opbouend is. Hulle soek iets wat 'n boodskap in het of so iets, want daar is musiek wat jou vir 3 minute weg moet vat. Jy weet, jy sit en jy dink nie aan jou nonsens nie, en jy dink nie aan wat aangaan in politiek of in die land of wat nie. Maar dan sal liedjies wat jou vir 3 minute binne in jouself moet vat. En dis daar waar jy jou inner fights beklei. Sê gou vir my, waarheen toe vat hierdie song vir jou? Heerlik dit. Stephen Wilson Jr. Ja, jullie song vat my huis toe. Tell us a little bit more, yeah. She got it from the Bible. So, as jy hierdie ou se storie en weer, ek glo musiek, elke liedjie het 'n storie. Daar moes 'n plek wees wat hy uitgekom het. Wat het jou getrigger om daai lyrics te skryf? Was dit 'n hook line? Daar was iets. En soos hierdie ene, aan die einde het hy so, God damn, I am my father's son. En dit is, ek dink, baie keer as 'n jong seun sê, as ek kwaad word veral, dan sê hulle, ja, jy's net soos jou pa. En dan voel dit vir my, soos moenie dit sê nie, my pa kon kwaai word, verstaan, of, yes, jy lyk net soos jou pa. En hoe meer ek het gefight het, hoe meer het ek agtergekom, ek is eintlik my pa se seun. Ek lyk soos hy, ek praat soos hy, as ek my baard afskeer, sê jy dink ek's my pa se jonger weergawe en dit. En so na hierdie liedjie, het ek so halwe meer 'n trots gekry om Willie Engelbrecht se seun te wees. Joe, wow. Man, it is amazing having you in studio. It's amazing to draw from you and all your wisdom that you have. There's still one last part that I want to have with you. After that deep story, I think let's just get into the music. That went home. Thank you. 4 hours of the best South African music with Thabiso Kambule on Jacaranda FM. Joe, ek wil gou vir jou oor jou happiness vra, en dit is natuurlik jou golf speel. What got you into loving golf and into being such a forerunner for golf? Ek was by 'n golf event gewees laas week. Toe sê die mense wat daarso was vir my, Pietie, en ek dink Brian Mitchell moes hom ook gejoin het na jou golfdag. Toe sê hulle vir my, wel, môre het ons 'n golfdag en dit saam met Joe Black. Toe koop ek Brian Mitchell se boxing gloves. How's that? How is that? Amazing. So, jy kan nou 'n mooi storie vertel van dis waar ek my kop skoon. Nee, ek het 'n addictive personality. Maar soos so as ek iets skryf wat my distract, dan gaan ek all out. En ek dink dit is hoekom as jy nou wil teruggaan, dwelms of drank of iets wat vir my 'n moment of gratification gee, dan kling ek. En golf is die laaste 2 jaar so dat as ek voel ek raak moeg of tens of dinge is, golfbaan toe. En nou kan ek die mooi deel sens, daar op die golfbaan, op daai groen gras,
En al fokus wat ek het, is om 'n blurry ronde balletjie in 'n gat te kry, wat ek nie reg kry nie, maar ek try nog steeds. Jy weet so, dis my release, en dis waar ek my tank vol maak. The most beautiful golf course you've played at? Pinnacle Point, Highland Gate, Cotswold Down, Leopard Creek, Peakenwood. Wow. Hierso, ja. Maar nou gaan ek Skotland toe, so ek gaan 'n bietjie Carnoustie en St Andrews speel. Oh, how nice is that? tell us about your future gigs actually coming up now. Soos wat jy sê, gaan 'n bietjie Skotland toe. Ja, so oorseese toere, ek gaan nou Zanzibar toe. So dit klink, laat ek jou net sê, dis besigheid, né? Dis werk. So ek gaan nie vakansie zijn nie. I'm glad you're saying this, because every time when I travel, when I'm on a plane, I post a picture and dan sê almal, ooh, dit is nie glam, nee, dis werk. Nee, so ek het maniere gekry om 'n inkomste uit my passie te kry. So golf is 'n passie. Toe besluit ek boek toe Carnoustie en ek sê ek wil 60 mense saam met my vat. So ek verkoop, as jy nog wil saamkom, ons nog plek, maar ek het 'n golftoer in September waar jy betaal my 'n bedrag, ons gaan oor, jy speel 5 rondes in 5 dae, bly in Skotland. Jy weet, speel St Andrews en daai goed, dan kom ons terug. Ek gaan nou Zanzibar toe saam met 150 mense, gaan vakansie hou saam met hulle, en dan gaan ek in Apple toer Julie, toer ons Amerika en Canada met die musiek, en dan ek het groot planne, man. En weer eens, ek's impulsief en ek doen wat vir my genot gee. Come on. What would you say was your biggest dream as a youngster, and have you achieved it? Nee. So, ja, jy wil diep gaan, maar dit is so 'n simpel vraag. Ja. Ek het hierdie gesprek met my vrou gehad. Ek sê vir haar, ek het nog nie gelewe nie, en toe sê sy my, jy is besig om 'n poepel te wees, want meeste mense droom van jou lewe. Toe sê ek, ja, maar ek chase nie drome nie. Ek react op wat die lewe vir my gee. Ek was besig om in konstruksie 'n werk te probeer soek. Toe word ek per ongeluk raak gesien en nou sing ek. Jy weet, so, en ek was in konstruksie. Toe kom 'n ou na my toe en vra wil ek trenching doen. Jy weet, fiber optics. Toe gaan ek soen toe. So ek het nooit gaan soek vir werk en iets nie. I took the opportunities life gave me. Ja. En ek dink my grootste ding is ek wil lewe. Ek wil regtig die dag as ek doodgaan, wil ek met 'n leë hart. Ek sê baie keer, ek wil elke begrafplaas besit in Suid-Afrika. Want dis die mees kosbaarste grond ter wêreld, want dis waar die meeste drome nog begrawe is. So ons moet nog net daai grond ontgin, dan gaan ons geld maak, maar die idee is dat I want to die tired. Want as ek net bevoorreg is om 50 of 80 jaar op hierdie aarde te hê, wil ek alles van dit vat. Want ek gaan dit nie saam met my vat nie. So ek wil my tank vol maak hierso met lewe. So wanneer 'n lewe van my al weggevat word, kan ek met 'n geruste hart gaan. I'm glad you said that, because I'm going to get deep here. I feel that I lived my life half-heartedly quiet for some time. And I'm glad you said that I want to die tired. That's exactly my motto. As ek klaar is met 'n show hier so en ek klim in haar lift in, meeste van die tyd is ek moeg. Dan sê ek vir myself, Tubbs, you did a good job. Yeah. That's it. And there's I feel that there's still a lot of us that don't take up that responsibility. Maar dan sê ons, die lewe is onregverdig. Die government doen nie dit nie. But die werk kry ek nie 'n reisie. But are you really working hard? Are you really tired when you go? En ek praat nie van net moeg. Werk nie. Ja, maar dit gaan oor as ek sê moeg, ek is 'n besige ou. Ek het die ergste vorm van kan nie stil sit nie. Yeah. Okay, maar dis hoekom ek ook golf speel. As ek maandagooggend sit en ek weet ek het niks aan nie, dan boek ek saam met random mense golf games. Okay, en as ek opdaag is dit eers 5 minute van deurmekaar, soos ek speel Joe Black saam 3 rond random ouens. Maar dis omdat ek kan nie net wees nie. Ek wil hierdie uit my stelsel kry sodat ek op my ou dag kan sit en net wees en kyk na my kleinkinders hopelik as ek bevoorreg is. Maar vir nou, die Here het my net een van hierdie lewens gegee. En almal dink daar's môre nog tyd en ons beplan en ons praat oor môre. Maar ek dink my realization het net gekom dat daar is vooroggend mense wakker geword of wat drome kamste gehad het en daar's mense wat nie wakker geword het vooroggend. En ek wil nie daai ou wees nie. Joe, gepraat van jou ou dag, die is die laaste vraagie wat ek alhoewel daar's nog so baie. Daar's nog so baie. Gesels met my oor Oupa Joe and your days of eating Weet-Bix with powdered milk. Ja, praat jy met my vrou? Het jy met my vrou gepraat? Ek doen net my huiswerk, Joe. Ek doen my huiswerk. So daar's sekere goed wat ek nie eet nie. Ja. En dis goed soos margarine,
poeiermelk en ja, oupa Joe, yes man, as jy nou iemand wil eer vir humility, is dit hy. My oupa was 'n groot kop in die polisie gewees en my oupa het 'n goeie pensioen gekry, maar ek het groot geword dinkende ons was arm. Want dit was waste not and want not. Ons eet, hy sny die wurm uit 'n guava uit en gee dit vir my. Verstaan, as daar 'n piesang is wat al swart, jy weet, so pap is, dan sê nee man, sny net hierdie stukkie af. Maar hy het eendag, sy motto was, walk with kings but never lose your common touch. En ek het van die skool af gekom, toe sit oupa Joe met 3 boemelaars onder die boom. Man, En nou moet ek die ooms hallo sê, maar dan is dit nie net 'n handdruk, ek moet hulle druk gee. En toe sê ek net vir hom, ek sê, ja oupa moenie vir hulle wyn gee nie, jy moet vir hulle bid of wat ook al. Sê my seun, partykeer het 'n ou nie net gebed nodig, 'n stywe dop sal ook help, jy weet so. en weer eens, soos ek sê, in my oë 'n gesiene man wat sy tyd sal afstaan om saam met 3 boemelaars te sit en onder die boom te kuier, jy weet. So dis oupa Joe. Oupa Joe is, ja, hy's 'n clown geweest, maar hy's 'n solid ou. Man, but it's quite amazing. Die appel val nie ver van die boom af nie, when it comes to that, because you spend a lot of time with him. En ek kan sien wie jy is. I mean, you know, when someone walks into the room, you feel their aura, you feel their energy. And I must say, that is what I've picked up with you each and every time I've been in a room with you, is this caring person that you are, and you just literally love. That is what you zeal out of you. And it comes from, of course, generations, and I'm very sure that you're going to pass it on to your generations as well, to your beautiful family as well. Hulle het rarig, hulle is baie trots op jou, that I know. Ja, jy praat te veel met hulle. Now that we've given that part away, but yeah, just before I let you go, die is ek belowe, die is nou die laaste stuk. I'm going to take you back to your school days. Daar's 'n meisie, kyk, ek het so 'n tag hierso op my. Mense dink altyd dis 'n snorrie. Hierso op my neus. 'n moesie of ja. okay. Ja. You see where I'm going with this? Ja, like So Joe, geagte luisteraar, Joe pluk moesies van mense se gesig. Jy weet, ek weet waartoe verwys jy. Laat ek my weergawe is, jy weet, as jy geef ons die regte weergawe. So as jy romantic wil wees. Ja. Toe ek nou nog single was en probeer 'n girl kry, dan hang die girl se hare sê maar na haar gesig en dan vat jy dit so weg en druk dit agter haar ore, en dit is soos in die movies. Nou die girl het voor my gestaan, toe sy op die brug van haar neus het daar 'n swart dingetjie gesit, en ek wou romantic wees en net gou vir haar afhaal. En toe ek krap, toe sit 'n bloody moesie. Weet jy hoe baie, so 'n neus bloei baie, maar weet jy hoe bloei 'n neus bo op? En toe probeer ek die moesie terugkom om die bloeding te stop. So dit, eerlik, ek kan nie dink met wie jy sou praat oor daai nonsens nie, maar ja, ek is die moesiekrapper. So jy moes dit nie gedoen het nie, jy moet. In hindsight, dis ook om try terugplak het, verstaan ek moesie. Joe, thank you so much for the visit. It was so beautiful. Please come visit again. So wat ek sê, ja, my papier is hierso. Ek moet net by die musiek kry, kan al klaar my baas hoor. Vir my sê, speel die musiek. Sorry. Nee, dit was lekker, dankie. So lekker om saam met jou te kuier. Ons doen dit weer gou. Looking forward to seeing you at your shows. Good luck with all the traveling that you're going to do. En geniet die golf ook. Baie dankie. Ek is baie jaloers. Ek sal saam met jou kom golf speel. Dankie. Lekker man. Joe Black about to leave the Jacaranda FM building. So lekker saam met hom gekuier, and you're also about to go into the SA Music Show. The SA Music Show on Jacaranda FM.